Dit is internasionale superhelddag en vandag gesels ons met ware superhelde wat hoop skep waar dit miskien verlore voel. Moegesukkel is 'n organisasie wat nie net kos en skuiling bied nie, maar ook waardigheid, tweede kansse en nuwe beginne vir mense wat dit die nodigste het. Die stigter Jacques Papenfoos kuier vanoggend hier saam met Rian Swart, wie se omstandighede deur Moegesukkel verander is. Baie welkom aan albei van julle. Dankie, môre. Dis wonderlik om julle weer hier te hê. Nou, ek wil graag begin met Moegesukkel. Ek bedoel, julle werk raak soveel mense, jy weet, van kos en skuiling tot werksgeleenthede, maar hoe lyk 'n tipiese dag by Moegesukkel? Ja, dis redelik 'n mond vol. Ek dink ons probeer baie fokus op die hoop skep in 'n persoon en ek dink dis 'n hele proses. Jy weet, as ons na Rian, hy's my held, dis hoekom ons vandag hier is. Ek het in die eerste videoetjie eintlik gesê Rian is my here, maar dit gaan eintlik oor om 'n klomp elemente waar werkskepping en Rian help behoeftig is en ons almal doen dit saam om uit te kom by 'n punt waar 'n persoon wat voorheen soos niks gevoel het purpose het. En daai persoon dit kan uitleef. So 'n dag by Moegesukkel is 'n dag vol purpose. Dis 'n dag waar elke persoon tot iemand wat nie kan loop nie sit en lappe sny. Jy weet, jy kry klere wat geskeur is wat daar aankom en ons het tot spanne wat sit en lappe sny en dit dan in sakke sit. En so word die lappe dan elke persoon vind 'n plekkie en ietsie om te doen. Ja, en ek dink julle herstel ook menswaardigheid in die proses, jy weet, in soveel verskillende opsigte. Nou, julle praat baie of verwys baie na hoop en iets soos waardigheid. Hoekom is dit vir julle so belangrik, jy weet, met hierdie praktiese hulp wat julle bied? Ek dink die nood daar buite is so groot. Jy weet, ons kry per dag maklik tussen 200 en 300 boodskappe waar mense regtig vra vir hulp. Jy weet, ek en Rian self, ek kry oproepe waar jy met 'n tannie vir 5 minute oor die foon praat en dit net huil is. Ja. En dis nie lekker om nee te sê nie. Ja. Jy weet, as jy nou vir iemand moet sê jammer, ek het nie meer plek nie. So ek dink ons almal is 'n groot familie en ons almal werk saam om hierdie movement, as jy dit so kan noem, wat ook al dit is, hierdie hoop hulp proses te vergroot sodat ons meer families kan raak. Jy weet, ek kry 'n kind wat vir my boodskap stuur en sê, hoorie oom Jacques, my pa moes sy toolbox verkoop sodat ek op crickettoer kan gaan. En nou is ek terug, maar my pa het nie geld om weer 'n toolbox te koop nie. Ek voel skuldig oor dat ek cricket speel. Die element van armoede in daai huis is emosioneel so erg dat dit nie net die kos is nie, maar ewen die pa wat nie kan voorsien nie. En dis waar ek en Rian saamwerk byvoorbeeld en die hele Moegesukkel span is om daai hulp te kan verleen aan iemand. Ja. Jy weet, ons kry versoeke van iemand wat 'n cricketstel soek. Ja. Daar's iemand wat die cricketstel pak. Dis 'n persoon wat voorheen op straat was. Daar's iemand wat die cricketstel gaan aflewer. Jy verstaan, so dis holisties. Ja, almal skakel op een of ander manier, jy weet, op so, ja, net so in en lewer 'n bydrae. Rian, hoe presies het jy betrokke geraak by Moegesukkel? Sjoe, my storie is nou al op Facebook baie. Is net amazing hoe ek so langs die pad 7 jaar klere verkoop het en ek het per ongeluk sy nommer gekry deur 'n persoon wat Jacques voorheen gehelp het, wat ook op die straat was. En hy sê, hier is die nommer, bel vir Jacques, hy gaan jou help. En ek het hom gestok op 'n stadium. Hy het net daarna gedink, laat ek maar by hom uitkom. En ja, toe het hy vir my, ek hom gebel en ek eers aansoek gedoen vir 'n kospakkie, dit het nie uitgewerk nie. Toe ek, ag nee. En ek het aangehou. En ja, eventually die oggend toe kom hy daaraan en ja, en hy het nog vir my gesê, wat verkoop ek alles hier, en ek wys hom en toe daar af toe escalate het mense net begin geld inbetaal. Ek het vir 2 weke op ek sal sê haai gegaan. Want dit was net geld wat oral inkom, maar ek het dit prakties ook gebruik. Ek moet sê ek het nie 'n karlisensie nie. Ek het nog nooit een gehad nie en ek sal 50. Toe besluit ek, dis nou die opportunity en my vrou druk my en daar gaan ek. En nou het ek 'n kode 10 en daar's hy. Kan jy dit oor vertel? Ja. Jacques, op 'n persoonlike vlak, wat beteken dit vir jou om te sien, jy weet, hoe jy mense se lewens op so 'n manier aanraak? Ek dink dit gee my krag waar ek moet raak. Jy weet, want in hierdie werk, dit kom met baie verskillende elemente. Elke persoon wat jy help, sit jy eintlik maar 'n klippie van sy seer in 'n rugsak en jy dra hom saam met jou. Want nou sit ek vanoggend weer hier
Rian se storie hoor ek ook nou eintlik. Ons is besig. Maar daai voorsiening het gemaak dat hy 'n lisensie kry. En daai lisensie wat hy het God klaar 'n plan mee gehad, want hy ry nou fisies huis tot huis. Ons het 750 families. Voorheen het ons gesukkel, ons het nie iemand gehad wat kospakkies fisies net ry en aflewer nie. Ja. Gesukkel om kospakkies by mense uit te kry. Yes. Dit wat gebeur het so ver gegaan dat hy nou 'n lisensie het en dat God hom nou kan gebruik. Nie vir my nie. Hy's my Here. Dat God hom nou kan gebruik om elke dag by daai mense aan te kom en raai wat bring hy? Hy bring nie net kos nie. Hy bring hoop want hy weet hoe hulle voel. En hy verstaan in daai oomblik wat om vir hulle te sê en hoe om hulle ook deur daai moeilike situasie te kry. En dis wat vir my beteken. Dit beteken vir my dat hy God bly en beheer, kyk wat het hy in Rian se lewe gedoen. Ja, en jy kan werklik getuig, jy weet. Ja, definitief. Van hierdie bydrae wat so 'n organisasie ook tot jou lewe gebring het. Yes. Vertel ons 'n bietjie meer van die Jy is Kosbaar projek. Sjoe, hy het nou al baie ontwikkel. Ons sal nou hierdie week ek is nou eintlik maar 'n guldige geleentheid. Die mense gaan voor as dit op Facebook sit. Jy is kosbaar beteken dat elke persoon in hierdie wêreld is vir God spesiaal en kosbaar. En elke persoon in hierdie wêreld het eintlik 'n roeping. En sodra jy besef hoe kosbaar jy vir God is, dan kan jy dit nie meer vir jouself hou nie. Dis wanneer jy dit begin deel. En dit is punt nommer 1, is om iemand te kry om te besef, hoor jy's kosbaar. Ja. En sodra hy dit ten volle het, leef hy dit uit. Want ons gaan almal kom op die dag waar Steve Jobs was, op die laaste dag van sy lewe, en dit gaan vra hoekom en waarom. En as ek en jy in hierdie proses iewerster, omdat ons verstaan dat ons kosbaar is, ons roeping vind, dan eindig die storie mooi. Sure, dit is baie mooi en diep. En almal moet met roeping eindig. Absoluut. Ek wens ons het meer tyd gehad, maar dit is vir my so belangrik om ook uit te kom by die feit, want ek dink dit is 'n verskil op 'n ander manier. Julle help nie net mense nie, maar ook diere. Daar is 'n projek met die naam Moegechunk. Moegechunk, ja. Ons kry baie mense op straat met 'n hond. Okay, jy kan nie ek het nog nie 'n persoon op straat gesien wat 'n hond het wat 'n hond nie goed versorg was nie. Ja. Jy kan nie die persoon vat en nie die hond nie. Maar nou as jy naderhand al, ek dink ons het nou al 28 of 30 of nie, ek kan tel net diere. So daai diere, ons het nou skuiling vir hulle ook gebou sodat hulle ook veilig kan wees, dat hulle nie mekaar beklei nie en 'n klomp ander goeters tot hulle mekaar leer ken. En ja, dis eintlik waar dit gaan. En dan het jy baie diereliefhebbers. Ja. Wat jy kry party mense wat net met diere wil werk. So hy kom van die straat af en ons sit hom dan in daai projek in. Nou, soos ek sê, ek wens ons het meer tyd gehad, maar die tyd het ons nou ingehaal. Net vinnig, want ons het sekondes oor. Waar kan mense meer inligting in die hande kry om 'n verskil te maak en te help? Moegesukkel Facebookblad of 073-329-5174. Ja, Moegesukkel Facebookblad, dis maar waar ons meeste van die goed doen. Goed. Jacques, Rian, baie dankie dat julle weer vir ons kom vertel het, jy weet, van die wonderlike werk waarmee julle besig is. Ons hou julle dop en ek is seker daarvan daar's mense wat sal help en nog bydrae sal lewer. Goed, jy kan intussen bly net waar jy is. Ons is net hierna terug met die res van Goeiemôre, Good Morning.